maar dankbaar vir elkeen van julle wat vanoggend hier is. Vanoggend wil ek maar net weer uit God se woord uit kom bevestig wat meeste van ons dalk weet, maar party van ons vergeet dit so nou en dan is daar dalk ander mense wat vanoggend hier is en mense wat dalk luister hierna wat dit nog nie regtig besef nie. Maar deur God se genade wil ek graag sy woord vanoggend met jou deel soos wat hy dit op my hart gelê het en wat 'n voorreg om dit te kan doen. En ek gaan vra net daar waar jy sit, kom ons maak net eers weer die oë toe. Here, vanoggend staan ek hier, Here, in diens van U. En ek wil bid, Here, dat U die woord wat U aan my hart gedeel het, Here, vanoggend sal oopbreek vir elke toehoorder, net soos wat U kan. Heilige Gees, wil U wat reeds die voorbereidingswerk gedoen het, Here, vanoggend die saad op goeie grond laat val en dit laat ontkiem en dat dit sal vrug dra. Here, berg my agter die kruis dat mense nie vanoggend vaskyk in my as Tommy Thompson nie, Here, maar dat hulle vanoggend hulle oë gefestig op U sal hou. Dat wanneer ons luister, Here, ons nie sal luister na wat ek sê nie, maar dat ons sal toelaat dat God se woord daar diep in ons harte inspreek. Doen dit vanoggend so, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Vanoggend deel ek met U 'n woord wat ek wil amper sê voor die hand liggend is vir die kinders van God. En dit gaan oor God se liefde. God se liefde. En ek wil begin deur ons teksvers van die dag vir die voorhou, en dit vind ons in 1 Johannes 4 vers 8. En dit lees as volg: Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie. Hoekom? Want God is liefde. God is liefde. God het nie net lief vanoggend nie. Hy is nie maar net bloot lief vir jou omdat hy jou gemaak het nie. Hy doen nie net wat hy doen uit 'n hart van liefde om liefde te gee nie. God se wese, dit wie God is liefde. Met ander woorde, wanneer ons kyk na God se liefde, as ons begin, dan wil ek vir jou sê, jy moet vanoggend verstaan dat God in sy almag, in sy grootheid, hy is liefde. Daarom dan op sekere plekke in die woord kan jy dit gaan lees. Hy sê dat as jy nie God in jou hart het nie, kan jy eintlik nie eens so ver gaan as om te sê jy is lief vir mense nie. Hoekom nie? Want hy is liefde. Hy wat God is. En as hy nie deel is van wie hy is nie, is dit eintlik vir jou onmoontlik om mense waaragtig lief te hê. Dis nogal erg. Jy sien, ons as mens, nou moet jy weet, wanneer ons hier in die kerk is, ons het mos nou hierdie gewoonte. Ek wil dit nou maar gewoonte noem. Ons het hierdie geneigtheid, is dalk 'n beter woord. Ons ag ons mos baie gou baie beter as die mense daar buite. Nou is dit baie stil. Daar sien ek daarom, dankie oom Willie. Oom Willie gaan daarom so, jy weet. Hy hoor wat ek sê. Ons is baie vinnig om op 'n plek te wees waar ek dink ek is beter as die boetie en die sussie wat nie vanoggend hier is nie. Daai broer en suster wat saam met jou werk, wat jy weet, kyk, hierdie ouens mos nou solid van die pad af. Hy kan dalk vir blou bulle skree en dit maak hom dalk 'n bietjie beter, maar man, hy praat in tale wat ek nie wil inpraat nie. Dan ag jy jouself 'n bietjie beter as hy. Ons is mos vinnig daar. Ons hier in die kerk. Ek praat nou nie van die ouens daar buite, ek praat nou van ons. En dan as gevolg van hierdie goeie, dan kom ek en jy baie maklik op 'n plek waar ons saam in die wêreld die volgende kwytraak. Hoe kan 'n God van liefde dan nou toelaat dat hierdie of daardie gebeur? Ons kom op 'n plek waar ons God wat liefde is misken. Deur te sê, hoe kan 'n God van liefde toelaat dat hierdie oes waarvoor ek so lank gewerk het, ek het die saad in die grond gesit, daar op die plaas, en ek het die grond bearbei, hoe kan hy toelaat dat 'n vloed kom en my hele oes is daarmee heen?
Ons kan maklik op 'n plek kom waar ons sê, as kinders van die Here, hoe kan 'n God van liefde toelaat, dat een wat naby aan my hart is, so ontydig weggeneem word deur die dood? Ons kan dit maklik verklaar en vinnig. Ons is vinnig om te sê dat, jy weet, ons het vir God gevra dat hy ons moet seën met 'n lewe. En hy doen. Maar nou het ek 'n miskraam. Hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Ons as kinders van die Here. Jy sien, God se grootheid, sy almag en sy liefde is so wyd en so groot, dat jou en my verstand is heeltemal te klein om dit te kan begryp. Om te kan begryp wat sy eintlike intensie is met dit wat hy jou pad laat stuur. Of dit dan nou 'n misoes is, of dit 'n miskraam is, of dit 'n ontydige dood is, in sy grootheid, in sy almag, ultimately in sy liefde, is hy besig om vir jou en vir my te vorm. Hy's besig om omstandighede te veroorsaak in jou lewe, sodat hy jou kan vorm en kan maak die mens wat hy wil hê jy moet wees. Ons sien dit net nie altyd so maklik raak nie. Vanoggend wil ek vir jou sê dat die belangrikste van wat ek vanoggend met jou wil deel, is juis dit, om te weet dat God is liefde. Hy het jou nie net lief nie, hy is liefde, met sy hele wese is hy liefde. En alles wat hy vir jou doen, doen hy uit daardie hart van liefde. In die tweede plek, is hierdie liefde van God 'n liefde wat gee. Dis 'n liefde wat gee. En seker die bekendste vers wat dit beskryf, vind ons opgeteken in Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie groot God, wat sy wese liefde is, sien dat ek en jy as mens dit nie gaan maak nie. Hy sien dat daar's nie 'n manier nie. Daar's sekere wette en dinge wat in plek gestel is en ons as mens moet dit onderhou en hy sien daar niemand van ons gaan dit maak nie. En hy stuur vir ons sy seun, sodat sy seun kan sterf vir jou en my. Hy gee vir ons uit liefde uit sy seun sodat ons kan staan in oorwinning. Dis die grootste gee, dink ek, wat daar is om te gee. Kyk, as iemand nou vandag vir my sê, maar weet jy wat, om hierdie paar mense wat nou vanoggend hier voor my sit, toe te laat dat hulle kan lewe, vir solank hulle dan nou nog hier gaan wees, is die enigste prys wat ek moet betaal, is om enige van my dogters, of dalk al 3, maar kom ons maak net een van hulle, te gee, sodat iemand haar gaan doodmaak, dan sal julle almal lewe. Daar's nie 'n manier nie. Ek wil hulle nie eens gee vir 'n laaitie nie. Gelukkig is daar nog net een. Die ander 2 is klaar weg, maar eish. En dis 'n pa wat lief is vir sy kinders. En ek sê dit uit my menswees uit. Kan jy imagine, God wat die Vader is van almal wat hierdie aarde nog ooit bewoon het, is bereid om sy enigste seun te gee. Dat hulle hom gaan vaslaan aan 'n kruis, sodat ek en jy kan lewe. Dis amazing. Dit spreek van 'n liefde wat bereid is om te gee.
Maar dit stop nie daar nie. Dit stop nie daar nie. Wie van julle dink is koud? Wie kry nou koud waar jy sit? Ja broer, dan moet jy vir jou nog 'n baadjie gaan kry. Jy sien, die Here is so goed, dat hy voorsien vir jou. Hy het aan my hierdie baadjie voorsien. Sodat ek vanoggend hier kan staan en sê, well, dis koud, maar is alright, ek kry nie so erg koud nie. Ek weet nou nie wat hier voor gebeur nie, dit is maar die Boksburg ding, ek weet nie. En die baadjie aan jy kry nog steeds koud. Sommige jy nie so baie hare nie. Ek weet nie. God voorsien in dit wat ek en jy nodig het. Hy voorsien in dit wat ek en jy nodig het. Ek is seker, ek kan hier voor begin links en ek kan regdeur gaan daar tot by aan die Gertie en ek kan vir jou verseker dat elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan getuig van iets wat jy al gevra het vir die Here en hy het dit vir jou gegee. God voorsien. Sy liefde gee. En ek dink baie keer misken en ontken ons dit. Hoekom sê ek so? Want ons raak gou-gou, ons kom baie gou-gou op 'n plek waar ons dink, Jesus, ek is dan maar oulik, hè. Check net wat het ek reg gekry. Dis nie jy nie, man. Dis God se liefde, deur sy liefde wat hy jou in staat stel en wat hy dit vir jou ingebou het in wie hy is, sodat jy dit kan doen. Dit het eintlik niks met jou uit te waai nie. Dis alles die Here se genade en ultimately sy liefde. En hy gee dit vir jou. Hy gee vir ons meer as dit. Hy gee vir ons vergifnis van ons sonde. Nie net die hier en die nou goede nie. Hy gee vir ons goed vir die ewigheid. Vergifnis van dit wat ons verkeerd doen. Hy beskerm ons. Hy beskerm ons teen die aanvalle van die duiwel. En moenie dink dat die aanvalle van die duiwel kom net in wrede vorms nie. Hulle kom partykeer in mooi pakkies. En lekker goede. Kyk, as ons nou al 'n bietjie anders in die jare, dan verstaan ons hierdie konsepte. Maar wanneer ons nog 'n bietjie jonk is en bietjie nie heeltemal daar is nie, hormone lol 'n bietjie en so aan, dan sien ons dit nie altyd raak nie. Maar weet dat die vyand kom nie altyd op slegte maniere nie. Partykeer lyk dit goed, dit proe goed, alles, en dan is dit verkeerd. Maar dank Vader, deur sy liefde, gee hy vir ons beskerming teen dit alles. Hy gee vir ons die Heilige Gees. En daardeur wys hy vir jou wat's die regte pad. Hy wys vir jou. Daai goed wat so mooi lyk en so lekker lyk. Deur sy Gees sê hy vir jou watter is die regte een en watter nie. Amazing. Ek dink nou aan 'n man. Hy het hom eers Saulus genoem. Julle onthou hom? Julle weet wat Saulus gedoen vir 'n lewe. Hy het mense soos ons doodgemaak. Maar toe hy 'n ontmoeting het met die liefde, toe besef hy is besig met verkeerde dinge. Hy los dit net daar. En in God se liefde word sy naam selfs verander na Paulus. Amazing. Die derde punt vanoggend wat ek met julle wil deel is, dat ons moet verstaan dat ons kan God se liefde nie verdien nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen om sy liefde te verdien nie. Ons kan gaan kyk daarna Romeine 5 vers 8. Ekskuus, ek bly maar altyd rond en dan gaan kyk maar altyd net, is net seker te maak dat daai ouens reg geskryf het daarbo. Ja, lag, ek het hulle al uitgevang. Romeine 5 vers 8 lees die volgende. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy sien, nog voordat jy enigsins bekend geword het met God se liefde, nog voordat jy hom nog enigsins ontmoet of geken het,
het hy al reeds sy liefde aan jou bewys. Terug verwys na my dogters waarna ek nou verwys het, né? Hy het sy seun gegee, nog voordat jy hom geken het, vir jou. Vir jou. Nou moet ons verstaan, dat daar is absoluut niks wat ek en jy kan doen, om, kom ons noem dit dan nou in volksmond, om sy witbroodjie te wees, om dalk 'n bietjie meer van sy liefde te kry nie. Nou hier is dit nou, né? Ek is nou al grys. My hare is ook al amper so min as die pastoor se. Dis 'n bewys daarvan, ek kom nou al 'n paadjie, né? Ek kom nou al 'n end aan. En nou het ek al agtergekom, deur die jare heen. Ek is een van daai ouetjies wat ek het groot geword in die kerk om Willie. Né? Dit is nie soos vandag waar die sonnaarskool daar aan een kant en ons was die hele tyd in die kerk. Nou soos wat ek groot geword het in die kerk, het ek agtergekom dat kerkmense dink hulle kan liewe Jesus se arme 'n bietjie draai. Hoe doen hulle dit? Man, ek moet nou net, jy weet, op al die rade doen, ons dien. Ha? Jy ken hom ons ou Andre. Ek moet net sorg dat ek in die oggende eerste by die kerk is. Né? En ek moet laaste loop. Ek moet dan laaste loop ook, né? As daar bidure is, dan moet ek daar wees. As daar 'n kerkfunksie aan is, ek koop eers die kaartjie. Ek is heeltyd daar. As daar gesing moet word, sing ek. As daar gespeel moet word, dan speel ek. Hè? Die pastoor iets nodig het. Pastoor het nie nog 'n ou skaapie nodig nie. Gee vir hom nog 'n skaap. Hou lyk nog 'n wat lemoentjie. Né? Ek doen al die regte goede. Ek sê al die regte woorde. Want ek dink ek gaan daardeur God se arm kan draai. En ek gaan daardeur vir my bietjie meer liefde betoon as vir die boetie of die sussie wat langs my sit. Ons moet vanoggend verstaan dat ons kan nie God se liefde verdien nie. Niks wat ons doen gaan maak dat hy meer lief is vir jou nie. Maar hier kom die kruks van die saak. En ons moet dit nou verstaan in die regte konteks ook, né? Niks wat ek en jy doen maak nie saak hoe sleg dit is, gaan maak dat God minder lief is vir my nie. Net soos wat ek niks kan doen om meer van sy liefde te bekom nie. Net so is daar niks wat ek kan doen om te veroorsaak dat God vir my minder lief is nie. Niks nie. Nee, hy gaan nie vandag en sê, ja maar, Tommy, hy is baie beter as pastoor. Pastoor sê heeltyd vir ons is sleg en verkeerd en wat, nee, dit is nie wat pastoor doen nie, maar hy sê nou volgens, jy kan maak net wat jy wil, die Here gaan lief bly vir jou. En dis die waarheid. Dis die waarheid. Die Here bly lief vir jou. Ons het nou net gelees. Selfs toe jy 'n sondaar was, met ander woorde, nog voordat jy die Here geken het, man. Toe jy al die goed gedoen het waaroor jy nou net sê, maar ek wil nie eens meer daaraan dink nie. Toe jy dit nog gedoen het, was God al lief vir jou. En hy sal altyd lief bly vir jou. En miskien sit jy vanoggend hier en jy moet dit vanoggend hoor. Al voel jy dat daar's nie 'n manier dat enige mens, selfs verseker nie God, kan vir my lief wees as hy weet wat ek gedoen het nie. En wat ek al aangevang het. Weet vanoggend, God sê, daar's niks wat jy kan doen wat jou kan skei van my liefde nie. Absoluut niks. En dis die 4de punt wat ons dan nou het. Niks kan ons skei van God se liefde nie. As jy nou nie jou Bybel vanoggend het nie en jy kan nie daarbo lees nie en jy kan in jou Bybel lees, kan jy saam met my gaan lees in Romeine 8. Romeine 8 vers 35 sê die volgende: Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging? Wonderlik is enige van ons al vervolg omdat ons lief is vir die Here. Maar niks van dit nie. Geen honger of naaktheid of gevaar of swaard. Met ander woorde, maak nie saak hoe honger jy is, maak nie saak hoe min jy het nie.
Maak nie saak of jy niks meer klere het om aan te trek nie. Dit maak nie saak nie. Maak nie saak of jou lewe in gevaar is nie. Maak nie saak of jy besig is in 'n oorlog nie, 'n fisiese oorlog. Maak nie saak nie. Daar's absoluut niks in hierdie wêreld wat jou kan skei van God se liefde nie. Vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge my sal skei van God se liefde nie. Maak nie saak wat dit is nie. Dit kan in jou omstandighede wees. Dit kan wees in goed wat jy alself aangevang het. Dit maak nie saak nie. Niks kan jou skei van die liefde van God nie. Nie swaar kry nie, nie seer kry nie, nie probleme nie, nie mense nie, nie negatiewe gedagtes nie. Absoluut niks kan jou skei nie. Maar weet jy wat doen ons? Weet jy wat doen ons? Ons kom baie vinnig op 'n plek en nou praat ek weer met julle wat hier sit. Ek praat nou nie met die ouens daar buite nie, ek praat met julle. Ek praat met myself. Ons kom baie maklik op 'n plek waar ons sê, never mind die koue, never mind al die goed, maar daai broer en daai suster is ons vanoggend weer in die kerk. So ek gaan die kerk toe. Ons laat toe dat mense baie keer ons weghou van God se liefde af. Ons doen dit. En wil die pastoor met jou daaroor praat en sê, maar pastoor, jy weet nie wat daai ou aan my gedoen nie. En nou bly ons weg. En al wat jy doen is, jy is besig om jouself te ontneem van die seën wat God deur sy liefde vir jou het. Né? Kyk, ek moet nou vir jou sê, hier voor sit Theo nou en ja, hy kan gitaar speel en vir party ouens sing hy dalk mooi, maar dis nie sê ek like van hoe hy sing nie. Né? Party van ons kan sê nee, wat daai goed wat Theo sing. Nee. Ek gaan maar eerder iewers anders want hulle sing lekkerder daar. As jy vanoggend hier sit omdat Theo mooi sing, dan sê ek vir jou, jy sit hier vir verkeerde rede. Totaal en al. Omdat jy vanoggend hier sit omdat jy gedink het pastoor gaan hier voor staan, dan sit jy hier vanoggend vir verkeerde rede. Dis nie hoekom ons hier moet wees nie. God se liefde moet jou dwing om te doen wat jy doen. Dis wat jou moet dryf. Nie mense nie, want dan is jy op 'n verkeerde plek. So kom laat ons in lyn kom met dit wat God se liefde vir ons is. Hy wil al hierdie goeie vir ons doen. Hy wil vir ons help deur ons swaar kry. Hy wil vir ons help deur ons pyn en ons lyding. Hoekom? Want hy is liefde. Die 5de punt wat ek vanoggend wil aanraak is dat die volmaakte liefde van God verdryf alle vrees. Die volmaakte liefde van God verdryf alle vrees. 1 Johannes 4 vers 18 lees as volg: Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Die volmaakte liefde van God dryf alle vrees uit. Kom ons kyk gou wat sê Google. Ons almal het mos daai vriend. Google. Google sê, vrees is 'n natuurlike menslike emosie van angs, wat veroorsaak word deur 'n waargenome gevaar of bedreiging. Ons almal ken dit mos, né? Wanneer pak vrees jou beet? As jy nou skielik 'n man hier voor jou uitspring in die nag, jy stap hier af in die paadjie en hier staan hy met 'n belleklawe op, jy weet nie wie hy is nie, dan jou hart kry so beklemming, né? Angs, vrees pak jou beet. Hy sê dit, die vrees,
dien dan as 'n oorlewingsmeganisme wat jou liggaam gereed maak om 'n paar goed te doen. Of om te vlug, of om weg te kruip, of om te veg. Ek het dit nie uitgedink nie. Google sê dit. AI sê daai dinge. Hy sê die vrees is dan 'n oorlewingsmeganisme wat jou liggaam gereed maak om of te vlug, of om weg te kruip, of om te baklei. Ons wat nou in die sekulêre wêreld leef, wat nou nie vir jouself werk nie. As jy vir jouself werk, dan kan jy seker nou net vir jouself, jy weet, op baie posisie plaas, maar as die baas jou nou inroep, né? Dan kry jy mos so beklemming. Dan begin jy nou al te wonder, wat het ek nou verkeerd gedoen? En dan is daar nou hierdie ding wat inskop, né? Wat moet ek nou doen? Moet ek nou dit ontken? Moet ek nou gaan wegkry? Of moet ek nou so lank 'n paar punte neerskryf om hom ek gaan hom nou sê. Ons gaan nou baklei. Gaan hom nou vertel. Né? God se liefde, sy volmaakte liefde, as ons toelaat dat dit deel is van wie ek en jy is, sy volmaakte liefde dryf alle vrees uit. Jy sien, en as jy dan ingeroep word, vir welke ding jy ook al gedoen het, want as jy in sy volmaakte liefde lewe, dan gaan hy jou deur sy gees lei om die regte ding te doen, en maak nie saak wat hulle aan jou kant toe bring nie, jy gaan staan as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want God dryf die vrees uit. As ek doen wat hy wil hê ek moet doen, en ek is in sy liefde by hom, dan gaan ek in elk geval die regte ding doen, en maak nie saak wie dan beskuldigings teen my inbring nie, hy gee vir my die oorwinning. Amen? Amen. So ons kyk vanoggend vinnig en ons sê, okay, God is liefde, sy wese is liefde. Hy is 'n liefde wat gee en ons verdien dit nie en niks kan ons skei daarvan nie. En die volmaakte liefde gee ons dat ons sonder vrees kan lewe. Dit is fantasties. Wat maak jy daarmee? Wat maak jy daarmee vanoggend? Romeine 5 vers 5. Kom ons gaan kyk gou wat sê hy daar. Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So die Here kom, wanneer ek en jy ver weg is van hom, en hy begin sy liefde binne in jou openbaar deur die Heilige Gees. Selfs al dien jy hom maar reeds. En jy is nou besig met goed wat nie reg is nie. Jy is nou bietjie besig om aan die verkeerde goede te begin raak. En sy liefde is ek nou besig om weg te skuif. Onthou nou, hy het my lief met alles. Hy is oral, niks kan my skei daarvan nie. Maar wat maak ek daarmee? Dit is nou water, maar skuif ek dit een kant toe en ek gaan doen die verkeerde. En nou kom die Heilige Gees en hy kom sê vir my, hoorie, maar hierdie is nie reg nie, want dis die Heilige Gees se werk. Hy kom oortuig ons van die goed wat ons verkeerd doen. Wat maak ek en jy daarmee? Hou ons aan om die verkeerde te doen, stoot ons dit een kant toe, of omarm ons dit en ons sê, jammer Here, en ons kom 'n bietjie nader, en ons veroorsaak dat sy liefde groter gestalte vind binne in my. Wat maak ek en jy daarmee? Lukas 10 vers 27. Ek gaan nou sommer na bo lees. En hy antwoord en hy sê, jy moet die Here, jou God, lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste, soos jouself. Ons het nou hier gestaan en sing, almal van ons. Ek het U lief, o Heer, met alles in my, krag en verstand, ek het U lief. Is dit regtig waar ons vanoggend is? Is dit regtig waar ons vanoggend is? Of nou as jy bietjie stil sit en dink, nadat jy dit gesing het, dan begin jy wonder, is ek regtig daar waar ek kan sê, met alles in my is ek vir U lief? Met al my krag, met al my verstand,
is ek vir U lief? Of is daar iets anders wat dalk 'n bietjie in die plek staan? Dis wat die Here wil hê. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Uit jou hele hart, uit jou hele siel, al jou krag, jou hele verstand. Stop dit nie daar nie. Dan moet jy die boetie en die sussie om jou lief hê. Soos jy vir jouself lief is. En daai is partykeer moeilik, né? Ons ry gister George toe en ons is op pad terug en dan's daar 'n boetie met 'n blou karretjie wat hier verbykom waar hy nie mag verbykom nie. Vyf minute later 'n ander boetie met 'n wit motortjie wat kom indruk nadat hy op verkeerde plek verbygaan hier agter ons in en dan weet ek nie of ek so baie lief is vir hom nie. Né? En dan wil ek vir hom wys jy is verkeerd. Dan vra my vrou vir my, "Wat maak jy?" Ja. Gelukkig is ons getroud. Nee, gelukkig het ons die getroude manne, ons is dan bevoorreg, né? Jy het daarom so ekstra gewetetjie by jou. Wat maak jy, boetie? Eish. Ja, maak ek lief vir jou, my vrou. Baie. Romeine 14, vers 15. Het jy hom, broer? Het jy hom nie? Ek jok is nie Romeine nie, is Johannes. Check jou net. Johannes 14 vers 15. Sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. As julle my lief het, bewaar my gebooie. My vraag is, wat doen ek en jy met God se liefde? Wat doen ek en jy met God se liefde vanoggend? Hy sê, as jy vir my lief is, bewaar my gebooie. Nou, moet nou nie dink ons is nou hier op pad Ou Testament toe nie. Hy praat van, doen jy wat reg is volgens my woord? Doen jy wat reg is volgens my woord? Bewaar jy dit? Lewe jy dit? Lewe jy dit ten volle? Soos wat ek jou lief het, lewe jy dit vanoggend? Wat doen ek en jy met God se liefde? Johannes 14:21 gaan hy aan en hy sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Partykeer dan wonder ons, waar is God? Hoekom voel hy so ver weg? Bewaar jy nog sy gebooie? Doen jy nog wat hy wil hê jy moet doen? Is jy regtig uit jou hart uit so lief vir hom, dat jy die goed doen wat hy wil hê jy moet doen? Jy weet, toe ek nou 'n jong laaitjie was, toe het ek baie keer gedink, dis my pa is dan maar kwaai. Maar dan kom mos 'n ouderdom in jou lewe. Want jy begin agterkom, Jesus, ek stem dan nou baie saam met baie goed wat my pa gesê het. Alhoewel ek daai tyd baie verskil het in hom. Maar dan kom 'n tyd wat jy begin besef, maar hy het die waarheid gepraat. Né? En dan begin jy besef dat hy dit vir jou gesê, omdat hy lief is vir jou. Hy wil jou beskerm teen sekere goed. Daarom het hy hierdie goed vir jou gesê. Daarom het hy hierdie reëls in plek gesit. Daarom gee God die Vader vir ons sy woord, sodat ons kan weet wat dit is wat hy wil hê ek en jy moet onderhou. Hoekom? Want hy's lief vir ons. Nou vra ek vanoggend vir jou, wat doen jy daarmee? Wat doen ek en jy vanoggend met God se liefde? Hier gaan dit nie oor of is God lief vir ons of nie. Hy is lief vir jou. Sy wese is liefde. Hy is lief vir jou. Jy is vir hom belangrik. Soveel so dat hy sy seun gegee het, sodat jy in oorwinning kan staan. Die vraag vanoggend is wat doen ek en jy daarmee? Wat maak ons daarmee? Deur dit alles wat ons dan nou vanoggend gelees en gesê het, verstaan ons dan, dat ja, God is liefde. In die eerste plek, God is liefde. In die tweede plek kan ons gaan kyk, die liefde wat hy vir jou en vir my het, is 'n liefde wat gee.
Hoekom? Want hy ontferm hom oor elke een van ons. Elke een. Maak nie saak of jy hom dien of nie dien nie, hy ontferm hom oor jou deur sy liefde. Hy is vir jou lief. Hy gee vir jou om. Jy is vir hom belangrik. Maak nie saak wat jy al aangevang het nie. Weet vanoggend, hy's lief vir jou. Hy staan met oop arms en hy sê, kom net na my toe. En hoe doen hy dit? Hy roep ons deur sy Heilige Gees. En daar's niks wat ek en jy kan doen in die derde plek om dit te kan verdien nie. Selfs toe ons sondaars was, het hy al reeds sy seun gegee. Maar meer nog, elke dag deur sy Heilige Gees wil hy vir jou en sê hy vir jou, wat is die regte ding om te doen? In alles, elke besluitneming wat jy doen. Raak stil, vra hom. Hy wil dit vir jou gee. In die vierde plek weet ons dat daar niks is wat ons kan skei van God se liefde nie. Absoluut niks nie. Maak nie saak wat het jy al gedoen nie. Dit maak nie 'n saak waarmee jy vanoggend nog of gister nog mee besig was nie. Niks is so erg dat hy vir jou gaan sê, gaan weg van my af nie. Want hy is lief vir jou. Hy wil hê jy moet na hom toe kom. Hy wil jou kom verander, hy wil jou vernuwe. Niks wat jou kan skei nie. Nie die dood nie, nie engele nie, nie bose magte nie, nie die duiwel homself nie. Niks kan jou skei van God se liefde nie. Hoor dit vanoggend. Niks nie. Moenie op 'n plek wees waar jy dink ek so sleg en so ver weg dat die Here gaan nie vir my omgee nie. Hy is lief vir jou. Punt. Weet dan ook vanoggend dat sy volmaakte liefde in ons lewens veroorsaak dat ek en jy in volle oorwinning kan lewe, want dit verdryf alle vrees. Verdryf alle vrees. Die vraag vanoggend is bloot net: wat doen ek en jy met sy liefde? As ons gaan kyk na ons skrifteks in 1 Johannes 4 vers 8, dan wil ek 'n stapie teruggee en sê, kom ons lees vers 7 ook. En dit sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Gaan dit weer lees daai laaste stukkie. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Dan sê vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Hoekom? Want God is liefde. Sluit af met vers 16. Hy sê, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Amen? Amen. Kom dan, kerk van God. Kom laat ons op 'n plek kom waar ons sy gebooie onderhou. Kom laat ons op 'n plek kom waar ons sy liefde ten volle erken en dit dan leef. Kom op 'n plek waar ons ophou om mekaar die hele tyd te wil afkraak. Maar laat ons op 'n plek is waar ons God se liefde laat gestalte vind in sy volheid. Kom ek en jy, kom op 'n plek waar ons sy liefde so erken, dat ons hom met ons volle mens wees, met alles in ons, hom sal dien. Sodat hy alle vrees in jou en my lewe kan verdryf. Hoekom? Sodat ons op 'n plek kan wees waar ons in volle oorwinning kan lewe. Maak nie saak wat die aanslag is nie. Maak nie saak wat se onreg volgens jou die lewe aan jou uitgedeel het nie. Dit maak nie saak nie. God staan vanoggend met oop arms vir jou en vir my. Met 'n liefdevolle wese en sê, hier is ek. Kom vind rus by my. Kom laat my liefde jou lei. Kom laat my liefde jou omarm en omvou. Kom laat my liefde veroorsaak dat jy nooit op 'n plek is waar jy alleen voel nie.
Kom vanoggend, laat sy liefde maak dat jy vir ewig by hom sal wees. Amen. Amen. Net daar waar ons sit, kom ons maak hier oop. Vader, vanoggend kom ons na U in die wondernaam van U Seun Jesus Christus. Here, in die eerste plek is dit met 'n geweldige opgewondenheid dat ons kan weet, Here, dat ongeag wat ek al in my lewe aangevang het, U bly lief vir my. Ongeag waarmee ek tans mee besig is, Here, wat nie van U is nie, U bly lief vir my. Dankie Vader, dat ons vanoggend kan weet dat U staan met oop arms uitgestrek vir elkeen van ons. U sê vanoggend, kom na my toe, want ek is ontsaglik lief vir jou. Daarom, Here, wil ek vanoggend bid dat daar vanoggend toehoorders is wat op 'n plek is van mismoedigheid, 'n plek is van alleenheid, waar hulle net uitgeworpe voel, Here, dat U hulle sal omarm met daardie liefde. Heilige Gees, dat U sal kom vanoggend en in harte werk. Kom vestig weer daardie wete in ons harte, Here, dat U is lief vir ons, net soos wat ons is. Maar U gee ook U Gees om ons te kom vorm, om ons te kom lei. Maar dankie, Here, vir U liefde. Dankie Vader, dat ons hier in 'n gemeenskap en in 'n gemeente kan wees, waar ons U liefde kan sien en kan beleef en ervaar. Wil U ook, Here, vir ons help om daardie liefde te kan uitstraal en te kan leef, soos wat ons vanoggend in U skrif gelees het. Help ons, Here, dat ons altyd sal toelaat dat die liefde sal oorwin. Kom, Here, en kom doen dit vanoggend vir ons elkeen op U eie unieke manier, Here, soos wat ons dit vanoggend in ons harte en ons lewens nodig. Kom seën ons, Here, kom seën ons verder deur die dag en ook in die week wat voorlê. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus met groot danksegging. Amen.